sal die Here sê. Anders is nodig om op te kyk, halleluja. Prys die Here vir julle, baie dankie sê vir vanmôre. Ons sê van die begin af ervaar ek die teenwoordigheid van die Here. Halleluja, prys die Here. En die geleentheid dat ek vanmôre baie dankie. En ek wil vanmôre vir julle sê, daar's niks so lekker om aan die voete van die Here te gaan dien. Daar's niks so lekker om die naam van die Here te gaan grootmaak. Terwyl ek in 'n week so besig en sê altyd sing aan die, you can take the whole world but give me Jesus. Jy kan alles in hierdie lewe vat, maar gee my net die Here. Halleluja. En as ons so kyk in hierdie tye waarmee ons besig is, kan ons sien dat die tye al nader kom aan daai dag. Halleluja. Die woord van die Here sê, bedink die dinge van daarbo en nie van die onder nie. Halleluja. Ons moet die tyd uitkoop, prys die Here. Terwyl ek laas nag voor Saterdagoggend vroeg ure is ek so besig met die Here en ek skrik wakker en terwyl ek wakker word sê die Here vir my, ek moet hierdie boodskap vanmôre met ieder en elkeen deel wat hy is. Halleluja. En dit is so lekker om te sê, Here, dankie dat ek kan sê die boodskap kom van U. Ik is nog niet gecopycat op daar neer. Dit kom in die troonsale van die Here. Halleluja, dit is wat het so lekker maak, geliefde. Weet jy die teenwoordigheid van die Here, as jy vanmôre wil sê, as jy nie aan 'n traan gestort het vanmôre, dan moet jy kom dat ons vir jou bid. Halleluja, prys die Here, want ek wil vir sê, daar waar Jesus is, wil ek ook wees. Halleluja, prys die Here, halleluja. En terwyl ek hierdie gedeelte so mee besig is en ek bepeins en so, en terwyl ek daar so sit by die tafel en ek sit so, en die gedeeltes kom so by my, dan maak ek sulke aantekeninge, en die Heilige Gees met my praat, halleluja. En ek sit so, ek sê, Here, wat moet hierdie titel van hierdie boodskap vanmôre wees? Die Here gee my hierdie titel wat sê, die dag wanneer jou berou te laat is, wat gaan jy maak? Die dag wanneer jou berou te laat is, wat gaan jy maak? Halleluja. Ek gaan saam lees uit Matteus 27, enkele verse 1, 2, 3 en 4 en 5 gaan ek lees. Halleluja. As jy die woord van die Here het, prys die Here. Dit is so lekker terwyl ek vanoggend weer my Bybel so kyk en ek sien hom so en ek kyk so na sy buitenste deel sê ek, Here, halleluja. Dis so baie al gewerk en wie se Bybel blink nog buite? Halleluja. Wie se Bybel is nog mooi buitekant? Dan gebruik jy op die baie, hier is al 'n paar Bybels hierdie, halleluja, maar prys die Here, sê Here, ek moet die vies kry om so mooi oortrek, halleluja, om hom te bewaar, want ek wil vanmôre vir sê, daar's niks beterder en mooier as hierdie boek nie. Halleluja, hierdie boek, hierdie mooiste verhale in, die mooiste oorlogsverhale, mooiste liefdesverhale, die enige verhaal wat jy kan aan dink is in hierdie boek, halleluja, maar ons gaan enkele verse saam lees, vanaf Matteus 4:27, vanaf vers 1 tot en met 5. En toe die dag geword het en al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus om hom dood te maak. En hulle het hom geboei en weggelei en hom oorgelewer aan Pontius Pilatus, die goewerneur. Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriester en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai, maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien, die wêreld voel niks vir die Here nie. Hoor vanmôre, halleluja, en hierdie is die titelboodskap gekernteelde vanmôre, en hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. Maar ek vestig ons aandag weer op versie 3 wat sê, daarna het Judas sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry. Hoeveel male in hierdie lewe gee die Here vir ons nie die kans om sy naam groot te maak, die kans om op te gaan na die huis van die Here, halleluja. Ons lees hier van Judas, 'n man wat baie naby aan Jesus geleef het, wat nooit gedink het dat die dag sal hy 'n berou kry oor iets wat hy gedoen het teen Jesus nie. Baie mense vat dit te gemaklik vandag. Ag, jy weet die Here verstaan. Nêrens in hierdie woord het ek al gelees die Here verstaan. Hy's amen en waar. Ek het nog nêrens in hierdie Bybel het ek gelees en ek het die Bybel al baie keer gelees. Want ek gelees en daar staan, ag die Here sal maar verstaan. Halleluja. Nou vra ek jou, wat gaan jy maak? As daar 'n dag in jou lewe moet aanbreek wat jy berou het en dit is te laat. Hoeveel male het die Here ons nie al die geleentheid gegee om te soek? Om hom aan te roep, te eer en te prys nie. Hoor hierso wat sê in Kolossense 3 vers 1, hy sê, daarom
moet die dinge wat vir Christus belangrik is, nou vir julle ook belangrik wees. Kolossense 3 vers 1. Hoor mooi wat sê. Ek lees dit weer. Daarom moet die dinge wat vir Christus belangrik is, nou vir julle ook belangrik wees. Ek wil vanmôre vir jou vra, die dinge van die wêreld vir Jesus Christus belangrik? Nee. Weet jy wat is vir hom belangrik? Jou siel vanmôre. Dit wat kosbaar in sy oë is, halleluja. Wat wanneer jy die blou lig gaan skeer, wat hy sê, liewe Jesus, my siel behoort aan U. My siel behoort aan U, halleluja. En hy sê dit so mooi, prys die Here. Maar hoeveel verskoon as jy die mense nie elke dag nie, veral wanneer dit Sondag kom. Jy weet, pastoor gister se partytjie was lank gewees. Ek is so 'n bietjie moeg. Ek gaan so 'n bietjie inlê. Maar jy sal nooit maandagoggend die baas bel en sê die kerk was so wonderlik, ek lê 'n bietjie in nie. Ek is 'n bietjie moeg. Jy weet my baas, meneer of mevrou, ook al wat julle doen. Ag gee my net 'n bietjie kans, ek kan nie vandag kom nie. Jy moet nog verstaan. Jy weet die diens was so goddelik gewees, die krag van die Here was so daar gewees. Jy weet ek is so moeg gehuppel, ek is so moeg om in die banke gehad, ek kan net so 'n bietjie rus. Sal jy dit doen? Hoekom nie? Maar jy doen dit vir die Here. Jy doen dit vir die Here. Jy weet jy het die verskoning. Jy weet die party, halleluja. Jy weet julle, ek kan nie. Ag jy weet, is nou so 'n bietjie koud. Nou ek het vanoggend 'n koud gekry, ek het 'n vest aan en 'n langweb en 'n treiner maatjie. Halleluja. Ek sien hier van die ouens wat die baadjies wat hulle miskien is as fout doen, man. Prys die Here. Maar weet jy wat, ek het opgegaan na die huis van die Here. Hoekom? Want die woord van die Here sê, gaan op, moenie so sommige versuim om die bijeenkomste na te laat nie. Ek praat nie van as jy skopte werk nie, ek praat nie van as jy siek is nie, ek praat nie van as hy regtig ware verskonings nie, maar weet jy geliefdes, die mense het so baie verskonings. Weet ek gaan nie meer kerk toe nie, want as iets wat my pla, in plaas van om dit te gaan uitsorteer, want ek in my huis, ons sal die Here dien. Plaas om te sê, ek gaan 'n bietjie uitsorteer. Het jy gesien wat dit in die wêreld is? Die een aan die ander ou kan mekaar nou in die vuis slaan. Hulle kan mekaar nou daai ander tale gebruik wat hulle hier in die Bybel kry nie. Glad nie. Jy kry ook nie nou sikkende woordeboek of 'n boek wat ek nie ken nie. Maar jy weet dan kom en sê, ag weet jy wat nou Chobby, dan vat iets vir jou 'n botteltjie, ek weet nie wat jy dit alles doen. Vat nou vir jou 'n botteltjie, kom ons sê vergeet wat vergeet het. Maar wanneer by die werk van die Here kom, halleluja, wat doen die duiwel? Hy smokkel met jou brein. En dan sê, sien jy, moenie opgaan na die huis nie. Bly jy by jou huis want jy vrede. Dus jy van ons op 'n stuur gaan sê, my broeder, die woord van God sê, jy mag nie gaan slaap voordat jy die reg gemaak het met iemand nie. Jy moet nie gaan lê voordat jy die reg gemaak het nie. Maar jy weet dat die Christus maar die kerk. Maar hulle besef nie dat ons almal is lede van die een Christus se liggaam. Ons almal wat hier sit is deel daarvan. En hoe baie keer kry hy nie skeer. Daar is baie mense wat die Here die skuld vir alles vergeet. As dinge nie reg loop soos wat hulle dit wil hê nie. Maar ek het nog nooit in my lewe gehoor dat mense sê ek is nou so kwaad vir die duiwel, ek gaan nooit weer sondig nie. Maar jy weet ek is nou so kwaad vir die Here, ek gaan nie my kerk goed in die kerk sien. Want dit wat ek gevra het nie gebeur nie. Maar jy het nog nooit gesê, duiwel, ek is nou so moeg vir jou, ek gaan nie meer sondig nie, vergeet jou. Het jy al gesê, ek het dit nog nooit gehoor nie. Nog nooit. Maar liewe Jesus, wat vir jou aan die houtkruis gesterf het, wat besig om vir jou kroon te maak, die wys jy een kant toe. Ag jy weet ek verstaan nie. Jy weet ek spaar maar my petrol. My vriend het my uitgenooi na 'n braai. Daar's nie 'n mooier uitnodiging om by daai kerk se deure kan instaan. Halleluja. Weet jy wat? Jy weet ek moet na my vriend toe gaan, ek kan hom nie teleurstel. Jy weet hy nou hierdie T-bone soek op, is dan lekker daar nou skaap. En as hy so 'n bietjie getan is, as hy mos lekker daai vet. Jy weet ek kan nie my vriend teleurstel, nooit. Weet jy die nodigste vandag se tyd? Jesus. Jesus is jou vriend. Ek sê nie daar sou. Verstaan my mooi.
Maar die verskoon is wat jy weet, ek het vanoggend hier by 1 die 2. Dis ek het nou koesie dan lekker gekry, ek wil nie sit 'n koesie net vat 'n voorbeeld. Jy weet ons het verskriklik lekker gekry. Toe ek sien toe sit al 2 hier. Wanneer laas het jy op jou dosie gekyk en sê is al 4 uur, ons sit nog in die kerk. Weet jy wat? Die kerk is leeg volgende Sondag. Want alles gaan oor tyd. Wat die duiwel ook gebring het. Toe ons jong was, klein was onder die banke groot geword. 4-5 ure lang. Hou ons kerk. My oupa het 'n kerk gehad, so weer, daar in Pretoria. Halleluja, eendag toe kom hy aan die kerk uit. En dan sou klein seentjie, prys die Here, dat ons in kerk kon groot geword het waar die riglyne reg was. Halleluja, baie van dit hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Baie, en hy kom na my oupa toe, hy sê oom. Hy sê, joh. Hy sê, kom gehoor, weet kom hoeveel keer het julle daai liedjie oor gesing. En hierdie ouetjie was so geïnspireerd met die liedjie, en hy sit in die bank. En hy tel my oupa sê vir my kind. Hy sê nee. Hy sê ek weet hy was besig met liewe Jesus. Hy sê oom, jy het hierdie liedjie 96 keer oorgesing. 96 keer. Ek wil vandag sê dit as ons 'n liedjie moet 96 keer oorsing, dan weet ek nie. Ek weet nie wat gebeur. Maar weet jy geliefde, ek wil vanaand vir jou hoor wat sê Matteus 10, of vanmôre vir jou sê, hoor wat sê Matteus 10 vers 34. Jesus beloon die wat hom bo alles en almal liefhet. Amen. Matteus 10:40, hy sê wie sy vader of sy moeder, seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Die Here wil nie hê dat een van ons verlore moet gaan nie. Kom ons soek die aangesig van die Here terwyl ons nog kan. Dan lê vir jou en vir my 'n goudstad voor. Nie net 'n braai of 'n party nie, 'n goudstad. Fokus op God se dinge. Moenie dat iets jou weghou van die huis van die Here nie. Jonas het berou gehad toe hy sien en hy kom agter wat se fout hy gemaak het. Die woord van die Here sê, weinig gesinne wat daar sal ingaan. Die dag wanneer die blou lig steur, halleluja, dan wonder ek wat gaan gebeur. Ek het al baie in my lewe gesê, halleluja. Ek het nou so 3-4 maande of 2-3 maande terug, dit met my broer nog, iemand die op die verhoog al by dieselfde woorde gesê, onthou, halleluja, prys die Here, en ek al baie keer in my lewe gesê, die Here vra, hy sê in die woord van die Here, sê, waarmee sal ek jou vind, die dag as ek kom? Nou, liewe Jesus weet ek moet maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, en dit staan in die Bybel nie, ek sê dit nou, né? Hy weet ons moet maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrydag moet ons werk, saterdag moet ons braai vleis hou, maar sondag, waar moet ons wees? Wie sê jy gaan weer op die selfde dag kom, jy vra waarmee gaan ek jou vind? Met wat gaan ek jou vind? Gaan jy besig wees by die vriend? Terwyl die banke vol gesit het? Gaan jy besig wees, jy weet ek is te moeg van gisterand se party? Halleluja, weet die geliefdes, ek het so mooi gesegde hierso. Hy sê, disconnect from the people who are holding you back. Amen. Ek lees hom weer, disconnect from the people who are holding you back. Ons moet klaar kry, die woord van God sê, moet in die kring van die sport is, ons moet klaar kry toe my vriendin, of my vriend wat my wil weggaan van die huis van die Here, want ek het dit nou nog gelees, waar die Here sê, wie om bo my liefhet is my nie verwaardig nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, geliefdes, ek wil daai dag in my lewe nooit mis nie. Ek wil dit in my lewe nooit mis. Ek kry klaar met die dinge wat jou van die Here af weghou. Luister mooi, weerstaan die versoeking. Die versoeking is een van die geweldigste kragste dinge wat die duiwel kon ingebring het in 'n mens se lewe. Maar weet jy wanneer die Here in jou lewe het, halleluja, halleluja, sê, gaan weg jou satte, en dis hoekom ons die woord van die Here moet leer. Toe die duiwel kom en hy Jesus 3 keer versoek het, en hom elke keer teruggewys op die Bybel, maar daar staan geskrywe. As jou vriend of vriendin sê, los die kan dan sê, maar daar staan geskrywe, die hom bo my liefhet, is my nie waardig nie. Daar staan geskrywe, weet jy wat dan wyk die Satan van jou af weg. Ek voel nie meer baie keer kon ek sê, Here, hoekom is daai man of daai vrou so opgewonde, weet jy hoekom? Halleluja, wat hulle lewe al so naby aan die Here, die duiwel is te bang om naby hulle te kom. Te bang. Dat die tyd geword dat ons werklik waar moet vasstaan en sê, Here, hier is ek. Vader, ek vra Here, dra my neer, versterk my.
Ek soek jy aangesig sit voor U, halleluja. Wanneer laat sit jy op in 'n kamer gaan en gaan bid? Jy weet ek is so besig, daar is nie tyd om te bid nie. As jy meer tyd hier staan in die oggend op, as jy wil kry, dan jy trek alpad op in die kar en om werk toe te gaan. Het die tyd geword dat ons werklik waar die Here saam gesit soek. Kyk wat het gebeur toe die COVID kom in sekondes. Moes hierdie deure vir 'n rukkie gesluit gewees het. En weet jy wat, ek het duisende mense gehoor wat ek allemaal nooit in 'n kerk gesien en gesê, dis dan op jammer die deure is toe. Dis vreeslik jammer die deure is toe. Weet jy, ek kry die pastoor vreeslik jammer. Maar wanneer hy afgesonder het, hy sit in die kerk en daar 3 mense, dan kry hy jammer. Dis waar. Wie se plig is dit? Die werk van die Here te laat aangaan. Myne en jou. Yes. Wie se plig is om sê Here daai deure sal oop wees. Ek en my huis sal die Here dien. Ek sê weer vanmôre as jy op skof is of aan diens is of jy dalk miskien bietjie met verlof is of wat ook al. As jy na die huis van die Here toe kan kom. Hoekom nie? Ek vra weer vanmôre vir jou, vra vir jou mooi vanmôre weer. Halleluja, die dag wanneer jou berou te laat is, wat gaan jy maak? Wat gaan jy maak? Weet jy geliefd as die woord van die Here sê, want dat ons gaan kom haal, gaan het in 'n oogwink weer. Jy gaan nie nog kan staan en dan, ag liewe Jesus, jy weet jy met Jesus, dan is hy weg. Hy seën hierdie aand weer. As ons in daai nuwe paradys. Geliefd as ek nou dag gestuur gedoen met die paradys. Dus ek kom die woord van die Here sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Ek sê nie moet om van A tot Z ken nie. Halleluja, maar wie dan soveel mooi inligting in hierdie woord. En dan wil ek vanmôre ook vir jou sê, as jy die Bybel van A tot Z ken, jy ken nie die eienaar, die beteken dit ook vir jou niks. Maar wie die terwyl ek so studeer van daai goudstad, halleluja. Terwyl ek so studeer, halleluja, van die nuwe paradys. Halleluja, die Here Jesus, daar wil ek ingaan. Die Here sê ons gaan mekaar ken soos ons geken het. Hy is weggevat uit paradys tot in die 3de hemel. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê. Halleluja. Die paradys, halleluja, is wonderbaarlik weer tot die goudstad gaan neersak. Wanneer alles verby is. Totdat wie wil nie daar wees? As so 'n liedjie wat ons al die jare gesing, halleluja, aanleer met God en weg van sorge. Aanleer met God, weg aardse goed. Halleluja. En daar gaan ons sing en aan Jesus hande bring, vry van alle kommer en vrees. Ja, en daar die lam van die engele kore sal aan nimmer meer hartseer wees. Hoekom werk jy nou voor? Weet jy, ek het daar baie my lewe gesien, toe die dag toe my appie verloop het, en die jare het gegaan, jy voel so trots, wanneer jy en sê, luister, hier is jou sertifikaat, luister, hier is dit, luister, hier is vir jou, hier is 'n Mariete, hier is dit, jy voel so trots, hallo, sê, ja, kyk wat het ek bereik, maar ek wil vanmôre vir jou sê, halleluja, dit het tyd geword dat ons iets in God bereik, dat ons hy kroon op ons hoof gaan kry, halleluja, hoor vanmôre wat ek vir jou sê, halleluja, die Here soek nie net mense, hoor wat klaar gekwalifiseer nie, hy soek mense wat rou is, dan kwalifiseer hy jou. Hy kwalifiseer jou. Halleluja, onder die krag van die Here, onder die begeleiding van die Here. En dan wil ek vanmôre vir jou vra, die woord van die Here sê, wie jou oor het, laat hom luister. Laat hom luister, ek het 'n verhaal wat ek vanmôre vir jou wil sê, miskien het jy dit al gehoor. Die was 'n paar jare gelede 'n jong man gewees, wat opgeëindig het in die tronk, as gevolg van 'n karakter, wat hy deur die jare gevorm het dit om die mens gemaak, wat hy nie moes gewees het. Hoeveel mense van ons in ons lewe vorm 'n karakter, die ding wat ons in die lewe doen, en waarmee ons besig is, wat die Here nie wil hê ons moet doen. Jy weet, ek sal hy ou wys, ek sal hy vrou wys, jy weet, as ek hy ou kry, sal ek dit en dit doen, waarvan die woord van die Here praat, van die vrug van die Gees. Jy vorm 'n karakter. Jy weet, ek was sommer nou, jy het my karakter in 'n braan die nek gryp. Vir wat? Hoeveel male beklei ons teen iets wat ons nie kan in ons lewe wil kan verander? Ons kan nie. Daar's dinge in hierdie lewe wat in ons lewe is waarvan ek en jy nie hou nie. Ons kan dit nie verander nie.
Maar ons is besig om 'n karakter te vorm wat ons oor die hele tyd op dit is. En dit maak van ons 'n mens wat God nie wil wees of moet wees nie. As ons sê liewe Jesus, ons gee dit vir U. En hierdie jong man het 'n karakter gevorm in sy lewe en het die toe gaan so gekom dat op die einde van die dag in die tronk beland. En hy sit in die tronk vir hoe lank en eendag toe besluit hy gaan sy ma nodig. Jy weet, dan kom ons baie keer die jong mense maak ons so. Nie almal nie. Maar wanneer hulle ons nou hierso by 21 en dink hulle, okay, ek is mos nou die man nie. Jy weet, ek kan nou alles doen. My ouma het al altyd sê, my kind, 'n maandpa kan 20 kinders groot maak, maar 20 kinders kan nie na pa maak nie. Dis waarheid. So true. Amen. Hoe ouer jy word, hoe stiller word jy. Dan besef jy onnodige dinge wat in die lewe gebeur. Dis waar. Wat jy daar moes gewees het. En hierdie jong man sê, vir 'n ruk het ek my ma nodig. En dan begin dinge in die tronk wat hy geld nodig het. Hy bel sy ma kom besoek my. Ek het 500 rand nodig. Sy moeder sê ek sal kom om jou te besoek, maar sy moeder besluit om vir hom 'n Bybel te koop. Ja. Want hy het 'n karakter gevorm wat hom op 'n plek gebring het waar die Jesus hom nie wil gehad het. Dis waar. Hy het 'n karakter in sy lewe gevorm waar sy moeder hom nie wil gehad het. Toe sy moeder by hom pleit gespeel toe was hy slim geweest en sê so en so. Hy wil vanmôre vir jou sê, kom ons kom in 'n karakter toe wat God wil hê ek en jy moet. Amen. Dat as daai persoon na jou aan toe kom, halleluja. Maar die krag van die Here op klaar jou val. Want jy weet hierdie is 'n kind van die Here. En hierdie ma en moeder gaan na die tronk sit. En hulle kom daar en sy sit agter hierdie trane se prisie. En toe hulle gaan sit, eerste wat hy vra, waar is die geld? Sy sê my kind, ja. Sy sê vir jou, ek het vir ietsie saamgebring, is vir jou lekker kospaakie. Is vir jou alles wat jy hier in die Bybel viel. Yes. Baie keer wanneer ek in die nagte warm word, druk ek die Bybel so neer my vas, sê liewe Jesus, ek het jou lief. Yes. En hy kyk die Bybel my so kwaad vir hy vloek. Hy sê al sleg. Sy sê vir my kind, ek wil jou iets moois vra. Terwyl jy nog in die tronk is, kyk of jy elke week, hang of vinnig jy lees elke dag, elke maand 'n nuwe hoofstuk kan lees in jou lewe. Yes. En hy is kwaad vir sy baie, sy stel nie belang nie. Wat gaan jy maak, vra weer vanmôre, as jou berou te laat is? Yes. En hierdie jong man gaan en hy laat sy ma weg. En die jare het gegaan, hy vat die Bybel en hy sit hom aan die tronk neer. Aan sy self. Hy is ongelukkig want hy het hierdie geld nodig. Hy wil dit hê. Yes. Hy wil vanmôre vir jou sê, ek en jy wil baie goed hê, maar weet jy wat dit lê tussen die twee blare? Amen. As ek en jy werklik waar hier so kom ons lewe en ons op die hou, op ons neer bly en die aangesig van die Here soek, dan maak die Here vir jou deure oop. Amen. Ek het dit vanmôre getuig, Here het ons deurgedra tot waar ek stop van my groot ongeluk af en Here my deurgedra tot vandag. En dan kom 'n dag wat hy sy moeder bel en sê, luister ma, moeder ek is ontslaan. Sy moeder sê, ek is bly ek gaan jou kom haal na jare. Of na maande, dit weet ek nie. En hierdie jong man staan daar met sy sak en sy klere. En op pad huis is hy kwaad vir sy ma. Maar sy bly doodstil. Baie keer is ek en jy kwaad vir die Jesus deur ons eie onkundigheid. As waarheid. Baie keer is ek en jy kwaad vir die Here deur ons eie nalatigheid. Yes. En hierdie jong man het sy ma kom by die huis aan en dan klim hy. Hy gesit aan die sitkamer sy sê my kind. Hy sê ma, ek is nog so kwaad vir jou. Jy het vir my so moeilik gemaak, ek het jou net gevra. Sy sê my kind, het jy die Bybel gelees wat ek gevra het, dat jy kan weet waar ons staan? Ja. Het jy nog gebel? Hy sê ja, maar hy sê iewers en hy gaan haal die Bybel. En hy gooi hom so van neer. Hy sê daar is die Bybel, wat moet ek doen, dit help my niks. En sy vat die woord van die Here, so sy sê my kind, kom kyk hierso. Geliefdes, die 66 boeke in die woord van God. En terwyl sy so kyk, maak sy eers toe oop in Matteus. En toe sy daar oopmaak, toe lê die eerste 100 rand. Sy gaan so ver, Matteus, Markus, Lukas, elke gaan sy so, toe sy die volgende oopmaak, toe lê die volgende 100 rand. En sy kyk so die trane loop met sy wang, en sy sê moeder, ek is so jammer.
Sy sê, my kind, as jy hierdie boek gelees het, die meer as 500 rand gehad. Dis waarheid. Meer as 500. Hoekom het jy nie geluister? Yes. Sy berou was daar. Maar te laat. Hoe kon jy nie geluister toe mami vir jou vra? Lees jy die boek? Dis waarheid. Geliefdes, die Here vra elke Sondag die pastore lê oor die aangesit. Kom op na die huis van die Here, kom lees die woord van God. Yes. Maak jou hart oop voor hom en hy sal vir jou deure oopmaak wat jy nie eens geweet het kan oopgaan nie. Yes. Terwyl sy so neergaan tot by Openbaring, sy so hy haal die 100 rand noot uit. Sy sê, kyk wat het ek vir jou gelos binne in hierdie boek. Yes. Kyk wat het ek vir jou gelos, my kind. En hy sak ons uit neer en hy huil so. Hy sê, mami, jammer dat ek jou so gevloek het. Mami, jammer dat ek jou so sleg gesê het. En wat die ergste toe jy daai dag dieselfde verlaat, en ek vir my vriende almal vertel hoe sleg jy is. En dit was vir nog nooit so nie. Mami, jammer. Hy het 'n geleentheid gehad om met sy moeder te kon regmaak. Sê nou net die Here dag kom al was dit te laat. Dis waarheid. Judas sê dieselfde. Dieselfde. Toe hy sien daar gaan die koning van alle konings. Toe hardloop hy na huis. En dan vanmôre vir jou vra, wat gaan jy maak? As jy die blou lig skeer en jy gaan nie kan saamgaan nie, halleluja. Jy kan nêrens gaan nie. Die berou gaan daar wees, maar dit gaan te laat wees. Te laat. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê. Hierdie moeder vat haar seun se hande en sy sê, liewe Jesus, vergewe hom. Sy sê, ek het jou vergewe, my kind. Ek wil vanmôre vir jou sê, kry klaar met die wêreld se dinge. Die wêreld daar buite is boos. Amen. As ek sien wat daar aangaan, gister lees ek weer, so nuwe ding wat sê, hulle wil binne 5 jaar, wil hulle die selfone weg hê, dan gaan hulle net met 'n produk weg, met die AI. Dat jy gaan praat met hom soos 'n robot sê, stuur vir Kosie hierdie boodskap, so, en soek weg as hy na Kosie toe. Waar toe soos op pad? Yes. Met wat is ons besig? En weet jy wat, geliefdes, die duiwel is slim. Hy vang nie ons ouerige mense nie. Dit gaan na die jonger geslag toe. Die nuwe generasie wat is vir hulle cute, soos die woord sê, of is vir hulle lekker. Met ander woorde, hulle word gevang. Dis my en jou plig om te sê, my kind, bly by die voete van die Here. Yes. Staan by die voete van die Here. Ek dank God vir 'n ouers, vir 'n oupa wat my na die Here toe kon gelei het. Halleluja, kon hom aangeneem het as my verlosser en my saligmaker. En sê, liewe Jesus, ek staan en ek leer my kinders ook so. Amen. Jong man, hoe kon jy nie die woord gelees nie? Jong vrou, as jy hom gelees het, sou jy in die regte rigting gewys het na hierdie goudstad toe. Yes. Daar's geen beter kompas as die woord van God. Amen. As geen beter plek, halleluja, om te wees as die huis van die Here. Yes. Terwyl ek volgende dag weer sit en ek hoor die mooi klanke, halleluja, die mooi stemme. Geliefdes, ek het baie keer vir die Here Jesus sê, ek wil graag in die orkes wees en die voorsanger. Halleluja. Amen. Broer Marius, my broer, dink net as ons daar gaan staan. Halleluja, weet jy wat gaan lekker weer? Die woord van die Here sê, halleluja, ons gaan die ouderdom wees van die Here toe Jesus weggevat. Dis in 33, 34 jaar, weet jy hoe seksie gaan ons lyk. Halleluja. 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 Amen. My blonde hare gaan weer terugkom. En dan hierdie seksie vir seksie gaan nooit verdwyn. Halleluja. En dan gaan krag gee om die naam van die Here groot te maak. Die woord van die Here sê die Sera, halleluja, sê die hele tyd, sê die heilige, heilige, die heilige Gees, halleluja, besig is, halleluja, maar skree heilig is God, heilig is die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, halleluja, ek dank die Here, ons gaan in die jong gaan praat, want ek dink ons gaan koordag vir die Here eerste jaar. Yes. Om vir die Here dankie te sê. Yes. As 'n kind hy sien 'n geskenkie van Desember. Ek hoor al klaar wanneer my kleintjie sê, "Oupa, wat gaan jy vir my koop?" Sorry my baadjie sê. "Oupa, wat gaan jy vir my koop?" Jy weet Kersfees lê voor. Ek wil vanmôre vir jou ons fokus moet begin lê op daai goudstad. Ons fokus moet begin lê op daai nuwe Jerusalem. Halleluja. Weet jy hoekom? Want ons spits jy jou toe op dit. Halleluja, jy kyk waar toe jou pad. Jy's besig met dit. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê, terwyl jy die jong man daar sit. Het hy berou gehad. Hy het gesê, "Moeder, vergewe my." Ja. Dat ek jou so sleg gesê.
Vergewe my. Dit wat ek gedoen, ek gaan vra dat die musiek ek moet speel vir ons. Ek vra jou môre weer mooi. Wat gaan jy maak as jou berou klaar is? Hoeveel van ons gaan slag om mekaar kwaad te maak? Hoeveel van ons gaan kwaad te mekaar? Hoeveel jaloesie is onder mekaar? Ek het altyd in my lewe gesê, soos nie eens nou kan saam wees nie. Wat wil ons al saam wees in die hemel? Die tannie wat die voel nie wil al verwrig, die oomie wat die kitaar ons die kop ontstaan. Hoe wil jy saam met hom in die hemel sit? Maar ek is op pad hemel toe. Ek is op pad hemel toe, nie wil jy ook connect met die kitaar. Ek vra jou, want jy is op pad hemel toe. Die woord van die Here sê, jy wat sê amen, halleluja. Dis nie almal wat sê wat daar sal moet gaan. Hy sê, gaan weg jou vervloekte. Hy sê, maar die wat die wil van my Vader doen, en waar ek in guns gevind het. Ek het al baie my lewe gebid, maar sê, liewe Jesus, help my, dat ek guns op die oor van. Want dis die belangrikste, terwyl die muziek saam is. Al sê jy net jou hand op verloor, sê, Abba Vader. Ek weet wat sy karakter ek in my lewe gevorm het. Dalk miskien van mishandeling. Dalk miskien van swaar kry. Die lewe wat jou onregverdig behandel het, het jou karakter gevorm. Dit het jou hart 'n mens gemaak. Dit het jou 'n mens gemaak, sê, ag, dit sal nie belang. Jy net vanmôre daar wees en sê, liewe Jesus, neem hierdie karakter vandag. Laat die reg is van my weg. En gee my 'n karakter. Amen. Ons is almal net mens. Die een vanmôre kan sê ons het besonder gedoen. Maar baie van ons wat verkeerd. Maar dan God vanmôre. Ek kan sê die Jesus dankie dat ek die woord kon geleer. Kom ons sluit ons oë, terwyl ons speel. Halleluja. Toe jy ons kry, die spels, maar ons ook. Toe jy ons kry. Reach out and touch the Lord now. As she comes to speak. Vooral die man is ook vooral van die Here die kan sit. Here, hier is 'n karakter wat ek gevorm het, wat ek nie wil gewees het. Die besluit te neem, jou God is vanmôre in die plek, hoor wat ek vir jou sê, van die Heer van vroeg af. Hy is nooit besig. Die trane loop vanmôre in die plek, hoekom? Want die Gees van God is besig met jou. Liewe Jesus, hierdie karakter, vertooi vandag. So vir ons. Prys die Here.